Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooi-reekse wat ek by betrokke is. Daar's natuurlik klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbou, Nostalgooi, my nuutste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo ensovoorts. En dan my 2 nuwe potgooi-reekse, Buscrush wat die Engelse boetie is van klipkouers, en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park, genaamd Bouma at 21, waar ons 'n café het, ons het coworking space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So, as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Welkom by die Klipkouers Sakeondersteuningsnetwerk Potgooi radioprogram, oftewel die Klipkouers Son Potgooi radioprogram, waar ons elke Vrydag tussen 6 en 8 in die oggend met jou regstreeks gesels. In hierdie episode fokus ons op die digitale bemarking en tegnologie aspekte van besigheid. Lekker leer, lekker luister. Is die e-pos bemarking nie? Ja, wel. Wel, ons praat oor digitale strategie en wat ons bietjie vandag oor praat is e-mail marketing. En hoe pas dit in 'n deel van jou strategie? Wat is dit? Is dit koste-effektief nog? Hoe pas jy dit toe? Wat is sagte ware? Wat is dit nie? So dis bietjie paar van die praatpunte wat ons gaan praat vandag oor. En ek dink e-mail marketing is al so oud, maar is steeds nog so effektief. En ek dink maar ons moet dit nou bietjie unpack, nee? Ek dink as jy dit nog nooit gedoen het nie en jy verstaan dit nie, ek wil sê as dieselfde as 'n Facebook post. 'n Facebook post net om iets op Facebook te sit of 'n Facebook page op te maak beteken nie nou dat ek sosiale bemarking nie. En ek wil net beklemtoon, jy daar buite wat Facebook post doen, as dis nie digitale bemarking nie. Dis Facebook posting. Ja, dis mooi prentjies. Dis soos portrette teen die muur op te sit. Dis mooi prentjies. Dat wil gesê maar, hè? En wel, met mense ook dalk met die donker kant van e-mail marketing begin van how to dodge a spam filter. Want ek meen, dit is ook die cliché kant daarvan is, ja, ek weet wat jy van praat, e-mail marketing, dis al goed wat altyd in daai aparte folder opeindig, en ek lees net die headlines. Maar kom ons praat hoekom dit gebeur, nee? So hoe e-mail marketing moet inpas in terme van 'n strategie, is weer dieselfde ding, ons praat van trou. Jy stap nie by die bar en sê, luister, hoe lyk dit? Hier's 'n bier, kan jy trou? Die e-mail marketing is verhouding bou. En dit is weer eens hoe jy dit gebruik om te sê, hoe kommunikeer jy jou authenticity? Weer eens, hoe klink 'n Maree? Maree het 'n spesifieke manier van kommunikeer en hoe hy praat. People buy from people they know, like and trust. En hoe bou jy daai? So e-mail marketing kan jy nou gebruik as 'n tool om oor sekere hoeveelheid kere met jou te kommunikeer. En as ek genoeg met jou kommunikeer, begin jy leer hoe ek kommunikeer. En ek dink veral, mense moet verstaan, met hierdie e-mail marketing is nie net automated is nie, want nou sê ek iets wat jou trigger maar of wat lekker is, jy reply op daai. Hoe belangrik dit is dat ek dan terug reply, nie net, dis 'n bot wat gesê, want daai, in vandag se tyd, ons wil alles automate, alles moet gebeur outomaties, en machine learning en alles, maar daar is die strategie om 'n human connection daar te vorm. So e-mail marketing is nie, ek stuur elke week of elke maand vir uit as ek 'n special hardloop of as ek nou overstock het of hoorie, ek dink is weer eens dieselfde. Jy moet daai inpas dat ek kan met jou deel wat ek verkoop of wat ek 'n spesiale deal gee of 'n spesiale produk. Maar dit kom eers as ek met jou verhouding gebou het. Nie die eerste keer wat jy op my e-mail ding opstaan is luister maar hierso wil jy hallo, hoe lyk dit? Koop hierso asseblief. Dis weer daai kom ons trou. Nee. Ek moet stelselmatig met jou en dit hang nou af van hoe groot jou besigheid is, en ons praat oor segmentasie en sulke goeders, is om te sê, hoe vind ek uit met wie die persoon wat ek aan die ander kant kommunikeer, en dan kommunikeer ek weer eens authentic op my manier, en as jy nie daarvan hou nie, dan unsubscribe jy. En ek dink dis wat baie belangrik is, moenie alles vir almal probeer wees nie, bring 'n stukkie van jou eie daarin, en jy gaan mense kry wat met jou, dis dieselfde maar soos as jy iemand ontmoet wat in jou vertoonvenster instap, of hy gaan van jou, of hy gaan nie van jou nie, en ek dink dis okay. Die ding wat interessant wat ek wil beklemtoon, en ek sê het altyd, julle het my al dit ook oor sê, is niemand vandag praat
oor e-mail marketing nie. Die wêreld wat ek in Dewald betree het in 2016 van die podcaster. Die een ding en ek wil sê enige online besigheid. Ek wil dit was net nog meer belangrik vir die podcaster. Jy wil sê build your list. So die list is jou e-mail database, build your list. En inteendeel, al die strategie het amper gegaan oor hoe bou jy jou e-maillys. En hoe lank kan hy wees? En hoe groot, en hulle sê iemand anders in kopie, in die ou dae ten minste, voor Poppy, nee. Ja, dit is nie, ek bedoel, dis Authentics, ouens wat nou regtig ingeteken het. Jy het nie dit gekoop nie. Jy het nie gekoop nie. Is 'n ou wat jy, en onthou, hoe bou jy die list? Deur 'n lead magnet. Jy gee iets van waarde. So ons praat nou van Ernest se boekie wat binnekort, die digitale boekie wat uitgaan. Ons gaan digitale tydskrif elke maand dood. Daai is deel van die dating. Dis die uitvat vir ete. Hier is hy, maar ek het jou e-pos nodig en jou naam om hom vir jou te stuur. Dis mos nou legit. So op jy in. En nou begin ons met mekaar gesels. Maar die ding is, hoekom niemand daaroor praat nie, is wat Dewald gesê het ook, nommer 1, dit is nie 'n nuusbrief nie. Om Vader se naam. Dit is soos om weer eens om te sê, jy's 'n Facebook poster en noem jy jouself 'n digitale bemarker. Jy is nie. Jy's 'n Facebook poster. Nommer 2, as jy 'n nuusbrief uitstuur, is jy nie 'n bemarker nie. Jy's 'n nuusbrief uitstuurder. Ek weet nie wat 'n slegter woord vir dit nie. Want mense lees nie nuusbrief, want dis die ander ding wat ouens sal sê, mense lees nie e-mails nie. Jy's reg, hy luister nie hy lees nie 'n kakstuk e-mail nie. Dit is so eenvoudig soos dit. Maar die regte e-mail met die regte waarde, met die regte content, dis waar die verhouding gebou word. Dis is om jou date uit te vat en sy haat vleis en jy koop vir haar steak. Jy vat haar karnewors toe, dis nie vleis. Jy vat haar karnewors toe. Jy is 'n vegetariër. En nou kan jy nou verstaan hoekom sy nie op 'n volgende date met jou wil gaan nie. En daai is ek so baie goeie voorbeeld. So wat ek wil dit beklemtoon, en by the way, dis moeilik. Alles wat ons hier doen, snaaks genoeg, alles wat ons hier doen, dit begin hier met die content. Dan herverpak ons die content. Hoekom? Om 'n e-mailadres te kry. Om 'n verhouding te kry. Om te vra om te trou. En dis hoekom ek sê, is die laaste stap, maar dis 'n crucial stap. En dan wil ek beklemtoon ook, ek wil net vinnig 'n voorbeeld wys, dan kan ons nou unpack in terme van sagte ware, hoe weet jy selfs, wat is die statistieke wat jy na moet kyk, is dit 'n goeie e-mail, is die inhoud van die e-mail goed? Toe ek in 2017 my eerste digitale produk geloods het of verkoop het, ek het mos e-boek 52 geskep, my eerste 52 onderhoude, want ek het uitgevee, dit gaan geen ander manier geld maak nie. Niemand, daar's nie sponsors nie, ouens weet nie wat 'n podcast is nie, so ek gaan nou maar net my eerste 52 onderhoude verpak in 'n e-boek en ek gaan hom verkoop vir R87 uit my duim uitgesuig. By the way, 7 in 'n bedrag is 'n sielkundige, so daar's nommer 7 media, nee, so daar's 'n rede vir daai 7's, maar in elk geval. En ek het my lys op daai stadium, ek wil nie jok nie, ek het baie aggressief my e-mail databases gebou, heeltyd e-boeke uitgestuur, waarde geadverteer en te kere gegaan, en ek dink ek het so 2.500 e-mail databases gehad. En ek launch daai promosie, of daai campaign op Facebook, en ek begin my eerste sales kry. Ek het ook so 'n screenshot gestuur, ek was so opgewonde toe my eerste sale deurgaan. By eerste R50. Ja, uit die $7 minus al die ander, weet die kommissie. Ek dink in die sakkie. En die sales het so ingetrek, ek dink so 10 of 20 gehad na 2 dae. En toe ek die e-mail uitstuur, toe doen ek 200 sales. Dis lekker. Nee? Toe gaan hy, en jy sien hoe gaan jou sales net, joep, en ek het dit in teorie geweet, as ek dit nou uitstuur, gaan hierdie lys reageer, en my mond het oopgehang. En onthou, dis nou 2.500, as dit nou 10.000 was, 15.000 was, 20.000 was, die ratio bly altyd dieselfde. Dis 'n persentasie. As 'n direkte korrelasie. So kom ons praat nou oor daai spesifiek nie. Want jy het nou 'n voorbeeld genoem, want baie mense vra altyd, weet maar, het e-mail marketing nog 'n plek? Want die groot fokus vandag is sosiale bemarking, weet, dis waar so 'n paar punte wat ek wil aanraak is, rondom e-mail marketing is die koste-effektiwiteit daarvan. Dit is nie so duur soos die Facebook campaign wat jy moet bou. Ons praat oor die petrolgeld. Jy kan nie net 'n Facebook post geneem, miskien 10 jaar terug, toe Facebook dan net die content was nie so baie nie, so dit het op 'n feed deurgekom. So vandag moet jy betaal. Dit is wat dit is. Al het jy 1000 likes op jou page, die kanse dat ek wil sê 1% van die mense jou actual
post sien, is nie daar nie, so jy moet petrolgeld betaal. Dis so ou maak hulle uitgefigure het Facebook uitfigure om geld te maak. Dis eenvoudig soos dit. Hulle moes geld maak en dis hoe hulle dit doen. So weet in jou strategie, dis nog steeds koste-effektief. En ek dink belangrik wat ons altyd sê oor digitale bemarking of bemarking jou strategie is wat is die meetbaarheid. En met e-mail marketing is dit definitief meetbaar. Nie as jy van jou eie Outlook afstuur nie. Kom ons weet net so verduidelik. Daar is sekere sagteware, daar's 'n sekere metode hoe jy dit moet doen. Weereens, dis hoekom dis ook met belangrik is 'n bietjie unpack, want as jy net dink aan e-mail marketing, jy verstaan nie, jy sê okay, goed, jy gaan ek in Outlook. Asseblief, ek wil net gou disclaimer, moenie dit doen nie, want ek het dit ook al gesien. Gaan nou jou Outlook toe en kopie almal wat jy het en sit hulle in die toolbox. Weereens, ek sal oor met die man met die handelsreg sal vir ons verduidelik met Poppy Act en so aan. Dis nie 'n goeie idee om dit te doen nie. BCC hulle. Ja. BCC. Maar weer eens, as jy niks anders sien, BCC is jy net die graaf het om die gat te gaan. Is die minder krap opsie. Maar die meetbaarheid is nie daar nie. So kom ons praat gaan en Jacques, jy sal nou beter kan verduidelik wat is van die metrics wat jy kry wat jy kan meet en hoe werk dit. So jy kan sien as jy dit stuur. So kom vat net sy voorbeeld die 2.500 mense. Jy kan sien as jy dit uitstuur, hulle noem 'n bounce rate, so jy kan sien as partykeer as jy ou se e-mail verander het of dit gebeur 'n ou werk. Wel spelfout of dit gebeur 'n ou werkie met daar nie uitgeskuif en so die e-mail bounce. So jy kry dit, dan kry jy 'n open rate. Dit beteken hoeveel mense het die e-mail actually oopgemaak en gelees. En dan kan jy ook is 'n trick wat jy doen, jy het 'n click-through rate, so jy sit links in jou e-mail wat mense weer na 'n ander plek toe gaan, so jy kan sien hoeveel mense maak dit oop, hoeveel lees dit en dan hoeveel reageer op dit. So daar's altyd en ek dink dis dieselfde as jy 'n Facebook campaign of iets ook doen, is jou bemarking, as jy iets wil hê moet gebeur met 'n aksie ontlok. Dit is nou wat Jacques gedoen het, hy het 'n aksie ontlok om sê hierso is 'n van waarde, kom koop my e-book en dan kan jy dit sien. Jy kan sien hoeveel mense dan nou deurgaan, daar's 'n nommer aan. Ek dink 'n ander ding wat belangrik is wat hierdie programme ook doen is se reg is volgens wet moet ons 'n opt-out hê. En ek weet nie of jou Outlook vir jou help met 'n opt-out nie. Ja. Maar hierdie programme help daarom om daai ook nie jou probleem te maak om daai ouetjie nou te gaan delete uit jou lys van 2.500 uit nie. Ja, want 10 keer gebeur hy gaan normaal reply en sê asseblief remove my en as jy dit mis dan weet nou gee jy is weer 'n deel van automation waar tegnologie inkom. Jy gee die persoon aan die ander kant weet hy het gesê hy wil deel wees, maar weet is maar soos skoos vra wie vir dieselfde na die eerste date. Sy hou nie van vleis nie. Jy forceer haar nie. Sy die keuse om jy vra die volgende, sy die keuse om nee te sê of weet daar's metodes en ek dink dis wat die sagte ware doen is om juist dit te doen om te sê vegetariër. Jy sal daarvan hou. Jy sal ja. En dan is dit die verkeerde chicas. Sê jou. Ja, sy is serious vegetarian is dan sê vir jou. Dis die girl van welkom is. Ja, hulle is aggressief net die workouts maar. Maar ek dink die groot ding wat ons net behalwe die meetbaarheid is dat op enige platform is weer eens die platform behoort nie aan jou nie. So as jy op Facebook is, op Instagram. Ons het al van soveel gevalle gehoor waar jy baie tyd en geld en investeer in hierdie platform en dan veral vir die groot platforms en dan wat net gebeur is jou account word net geban of gecancel en dit is so moeilik om dit weer oop te maak of wat doen jy dan? As deel van jou strategie moet jy e-mail marketing as deel van dit, want e-mail marketing ons noem dit altyd 'n warm lys. As jy daai verhouding bou, jy het altyd daai interaksie, jy het altyd daai weet en vir alles as jy 'n produk het waar mense begin daarvan hou en dit is 'n goeie produk, dit gee jy 'n metode om dit weer in so 'n verhouding jou die verhouding warm, weet jy kommunikeer met hulle en hulle kan dit nie net cancel nie. Ek dink dis die groot ding wat ons sê as jy op 'n ander platform is kan dit net gecancel word. Jou produk word geklassifiseer onder een van ons taboe-lyste. Boom, cancel. Daar's jou al jou investering, alles met dit jou besigheid kom tot 'n halt. En ek dink daai is 'n baie belangrike punt. Dit is hoekom e-pos bemarking nog belangriker geword het. Ek sou sê dis die kritiesste aspek van dit nou, is jy's beskerm teen die cancel culture. Al wie jou gaan cancel is jy ou wat kan unsubscribe. Ja, en dis een vir een en dit is korrek. En jy moet goed doen. Onthou daar is 'n unsubscribe. Daar's altyd 'n
'n klein persentasie en dis okay, ons almal doen. goed, Baie keer ja, ons dit- unsubscribe ook. Nie omdat ek Ja. nie van die ou hou nie. Ek besef dit man, ek kry nou al 20 ouens se nuusbrief of content, nie nuusbrief nie. 'n Stukkie nou wil ek net 'n bietjie skoon maak, maar ek hou nog steeds van die ou in die brand. Ek luister dalk nog sy podcast in die proses. Maar dit gaan oor relevantie. Ek meen daar's van die goeders wat ek kry wat ek in belang stel, dan paal dit nou maar so op daar in 'n aparte folder, maar soms dan gebeur dit wanneer ek met daai issue te doen het, dan gaan ek terug na dit toe want ek weet dit is 'n plek waar hulle nogal se oulike goed sê, maar dit moet relevant wees. As dit nie waarde in daai inhoud is nie, dan gaan En hier is wat belangrik is nou wat jy daai sê, is weet, dis dalk nie nou vir jou relevant nie. Die eerste kommunikasie was so dat jy nie ge-unsubscribe het nie. So kry jy dat jy sal vir mense aanhoudings doen, maar eers oor 'n jaar actually koop of doen iets, want dan sy reg of dan het hy nou die belang. Hy het al klaar gedagte gehad hy het 'n belangstelling vir hierdie. Hy was net nie reg om te koop nie. En dis waar was hy weer in die Facebook kampanje, die ander ding is dis 'n nou of dit is nie en dan dit gaan verlore waar ek hou aan met jou kommunikeer, jou prikkel. So nou as ek kom ons vat 'n voorbeeld. Sê maar ek verkoop water wat spesiaal gegeurde water met vitamiene en so aan. Dis dalk nie nou vir jou van toepassing nie, maar nou oor 'n jaar van nou is daar 'n kondisie wat in jou gebeur en jy raak meer ek sê health conscious. Nou is dit jy's maar ek onthou daai met daai hierdie awesome water, hierdie wonderwater. Ek moet patenteer wonderwater. Wonderwater. Die wonder wat daarin is. Dis vandag in ons uit die kraan is dit wonderwater, nee, ons wonder wat daarin is. Maar wat dan raak dit relevant, né? Want nou want jy het aanhoudend gekommunikeer, nou raak dit relevant en nou gaan koop jy die water. Ek dink as ek kyk na e-mail marketing, dan is daar een persoon wat amper vir my oppop wat 'n Suid-Afrikaanse besigheidsman is, Dr. Hannes Dreyer. So ek dink Dr. Hannes Dreyer het 'n e-maillys van noord van 20,000 mense. En hy's nou op, maar kyk, hy's ook nou nie meer 'n jong man nie. Hy bou hierdie lys nou al vandat ek dink e-mails begin het. Tel met die lys van hom Hy het sy posduif eers uitgestuur. Ja, ek moet bieg, ek dink hy adverteer nou nog. Hy's nou digit. Ja, ek het hom nou daar gesien. Hy uiteindelik, want later het hy 'n sel gekry. Hy het nie 'n sel gehad toe ek hom ontmoet het nie. Hy het nie 'n sel glad nie. En ek het hom nou dag het ek 'n Facebook kampanje van hom gesien. So hy Maar sy besigheid is op daai punt wat hy is permanent omtrent op vakansie, dan dink hy 'n nuwe kursus uit. Hy het 'n kursus oor cryptos, hy het 'n klomp kursusse oor property, hy het kursusse oor hoe om 'n besigheid te begin. So hy gaan op vakansie, hy dink 'n kursus uit. Dan stuur hy dit op sy e-maillys van 20,000 plus en dis hoe hy 'n lewe maak. Dis nie hoe hy 'n lewe maak nie, dis hoe hy donders goeie lewe maak. Ja. Hy sukkel glad nie. Dit is net sy e-mail. Is 'n interessant daai ou, ek weet jy het back in the day sy kursus gedoen dink ek, nê. Ek het Hannes, ek dink in 2017, daai ook, ek dink hy was in my eerste e-boek, het ek met hom onderhoud gehad, Suid-Afrika het ek met die ou paar keer koffie gedrink en ek was, sy wêreld, hy's so ver voor sy tyd. Hy's next level en ek het hy het vir my nog gesê dat as hy 'n e-mail lys van 10,000 het, dan maak hy geld. En ek onthou ek het nog gedink alhoewel ek my eerste rand kon maak, ek het nie verstaan wat hy sê. Dis weer daai kopkennis, teoretiese kennis versus, en dit het my lank gevat, en toe ons hierdie game begin speel het in nommer 7, wat ons alles verpak en e-mail, alles, toe begin ek verstaan hoe krities, en toe begin ek verstaan om geld te maak met die e-maillys, en hoe groter daai e-maillys is, maar true understanding, wat hy, soos ek sê, het my rukkie gevat, ek het 2 jaar later gesnap, wat hy verstaan, maar ja, dit is 'n ou wat hy daar doen, dis interessant ook, dis nie nuut nie. E-mail marketing, soos as we know it, is wat, 10 jaar? Ja, 12 jaar? As ek dink die list met Pat Flynn, nee, maar ek bedoel in terme van die list building, ek bedoel selfs in ons onlangs is dit, praat ons van 10, 12 jaar, bou jou lys met jou lead magnet. Maar dit is nog steeds net so relevant vandag. Dit is nog steeds so relevant. Daai strategie is vandag nog relevant. Die enigste verskil, ek dink, is van 20 jaar terug is, 20 jaar terug het jy net 5 e-mails gekry in jou inbox, so dit was baie makliker, so ek dink die barrier to entry in terme net van, wat moet ek vir jou stuur, die content is net up the game, so ek kan nie net vir jou e-mail uitstuur met nonsens nie, weet snakes oil salesmen nie, so ek dink dis die geleentheid ook, so die strategie is nog steeds daar, dis alive and well, is nou net om beter te implementeer. So ek wil vinnig oor Poppy
Kom ons chat gou oor Poppy. Ek is nogal stom geslaan. Jy weet, ek beskou Suid-Afrika as so 'n bietjie Wille Weste. Ons kom terug na ouens wat die rooi lig interpreteer. Wat sit toon op petrol. En al wat ek heeltyd hoor, "Wow, Poppy, ons moet pas op vir Poppy." As ek half wie sê? As ek verbaas dat heel moontlik jy verbreek die wet 5 keer 'n dag, maar jy skielik baie bekommerd oor Poppy. En by the way, het 6 maande laas 'n e-mail uitgestuur. Die hele ding van Poppy is dood eenvoudig, ek sou sê goeie maniere. En dit is die unsubscribe button. Is om 'n e-pos uit te stuur en te sê, luister, ek het hom nie gekoop, ek het hom nie gekopie by iemand nie. En hier kom ek's vegan en hier kry ek 'n steak special. Nee? Wat sê 'n ander steak is wat nou uit sojabone. Alhoewel is 'n slegte voorbeeld, maar daar's nou baie Daar was dit 'n mistake. Wat sê jy kwyt? Mistake. So die punt is jy kan na e-pos uitstuur en veral wat ons in die begin gedoen het voor die Poppy of nou papaya wat ek weet nie wat hulle alles noem nie, is om te sê luister, ons wil met jou kontak hou en as jy nie vir ons wil hoor nie, daar is die unsubscribe button. En niemand gaan jou rapporteer en sê waar kry jy my inligting nie. Dis net ek met jou kontak want dit is relevant. Nou moet ek bysê mense het verskriklike kort gee. Ek kan nie vir julle vertel hoe baie keer in hierdie jaar wat ons 'n lead magnet uitdruk, né? E-boek, infographic. Dan subscribe baie keer vrouens. Dan subscribe hulle, en ek dink is ouer vrouens. Subscribe vir die inhoud, dan kry hulle automated e-mail en dan volg jy op 'n week later dan sê hulle, "Waar kry jy my inligting?" Jy het my e-mag gedownload 'n week gelede. So dis sulke ouens wat gevaarlik is, maar daar's die unsubscribe. En baie keer wat ek doen, ek unsubscribe sommer vir jou. Ek druk die unsubscribe en haal hom uit die data. Kyk, dis die ander ding, die regte sagte ware en ons kan vinnig van die sagte ware praat. Is daai unsubscribe haal hom uit die database uit. So Jacques, dalk wat ek daar inspring, ek dink daar's tog nog 'n barrier wat mens net aan moet praat, dat mense moet eintlik tog toestem as jy nuusbriewe en goeders gaan uitstuur aan hulle. Dis nie net goed genoeg vir iemand om 'n e-mailadres te gee nie, jy moet dan vir hulle ook sê, ek gaan hierdie e-mailadres van jou gebruik op die volgende maniere. Ek gaan hom gebruik of ek en al my pelle gaan hom gebruik, daarvoor moet jy apart ja sê. Ek gaan vir jou goeder stuur. Ek sou sê waar daar bietjie van 'n grys area is waar iemand het lank terug vir my, toe ek nog 'n student was, 'n ou wat ek so mountainbike gery het, nou was 'n baie goeie besigheidsman en hy het vir my gesê as 'n jong man, begin nou al en oral waar jy iemand ontmoet, as hulle 'n besigheidskaartjie vir jou gee, vat hom. En dan eendag, as jy jou besigheid begin, dan e-mail jy al die mense, ten minste een keer. En ek dink daarso, dis amper soos daai van as jy hond op die bank spring en jy stamp hom af en hy sit net sy een voet so op. Jy weet, dis soos jy weet dit is bietjie styf, maar ek gaan wegkom. Absoluut, en ek wil weer beklemtoon. Onderskei asseblief tussen om 100,000. Ek het 'n gewese kliënt, sekere dame, wat vir my eendag sê ek het 200,000 e-mailadresse. Vra vir waar kry jy dit? Sy het by ou gekry. Ek sê so is nie joune nie. Nee, ek sê okay, vergeet dit. Kan dit nie uitstuur nie. As jy wil groot moeilikheid hê, so dis daai kopielys, lenielys, dis nou soos om 'n musiek te gaan kopie by jou pel. Daai is moeilikheid soek. Maar waar jy 'n e-mailadres op 'n, ek wil sê direkte manier gekry het, of is 'n kliënt, en jy reik uit en jy sê luister, en baie keer van die ouens het luister, wat hulle het net 2 jaar laas met die mense gekommunikeer. Nou sê hulle Poppy het ingekom, Poppy, nee. Jy het dit op 'n legitimate manier gekry. Jy's veilig. Maak net daai unsubscribe button lekker groot. So in terme van, ek wil net daai, so jy het jou open rates, en kyk natuurlik is aan hoeveel mense maak oop. Gee ook net vir ons 'n bietjie. Ek dink ek was ontnigter. Kom ons gee net vir die luisteraar die nommer. As mens praat van 'n open rate, die industry standard, want toe ek my lys ook gebou het, ek het verwag daar gaan soos 80% mense gaan, weet, as jy 'n e-mail uitstuur, 80% gaan dit oopmaak. Jy weet waar jy nou weer moet understanding hê. Jy voel soos al verontwaardig is, maar jy het gesê, ek moet met jou praat, nou ignoreer jy my. Dis so effek. Maar industry standard, wat gee ons die industry standard nog? 30%.
So jy doen goed. Nee, 30% dan is jy supersterk on top of the game. So ek dink is net om seker te maak, die ou wat nou vandag luister hier, en hy sê, yes, ek gaan email marketing begin, ek kry die expectation. As jy jou lys gaan opbou na 1000 toe, en jy is baie goed, gaan jy 30% open rate kry. Maar so dit bly dan eintlik, moet dan 'n deel van die geheim wees, om in daai subject line, as jy gaan kyk, hoeveel karakters van 'n subject line van 'n e-mail, verskyn tipies, jy weet in verskillende devices en notifications en headers en sulke goeders, dat as jy weet, ek het eintlik sê nou maar 5 of 6 woorde, wat iemand gaan sien, al beland hy in daai folder, gaan daar staan, Dewald, ek help met digitale tegnologie, byvoorbeeld, swak line, maar anyways, as jy, dan ten minste het ek dit gesien, en dit brand nog bietjie in my brein in. So dit is uiteindelik tog ook 'n tipe metriek wat jy kan tel. Ek sê nie dit gaan verveel nie, maar dit gaan later oor daai ding van, as ek 'n jaar later daai transaksie wil doen, het ek ten minste nog daai bietjie van 'n trigger. Ek meen, dit is nou tweede klas. Maar wat ek wil terugkom wat Dewald gesê het van no, like and trust. Die hele idee is om 1 keer 'n maand minimum, ek sou sê minimum, en ek skuldig, maar dit is moeilik, ek het my eie bloglys afgeskeep, en dis so wat ons nou hierso gelukkig weer lekker content skep om weer te interact op 'n maandelikse basis minimum. Dit kom van Jacques Besson af. Dis nie die headline nie. Ja. Dis nie wat Jacques is, dis kom van Jacques af. En ek weet Jacques voeg waarde by, ek wil sien wat hy daar het, en nie altyd nie, maar soos Dewald sê, maar daar is 'n korrelasie met Boerpot. Ek wil 'n voorbeeld gee met Boerpot wat ek stom geslaan was. Maar okay, dit is een ding om dit met 1000 e-mailadresse reg te kry. Ek dink die kuns is hoe kry dit met 10.000. Maar waar ek het met Boerpot gesien daai tyd, launch Boerpot, besigheid van landbou, skep die e-mag, hier's 'n landbou e-mag. Ouens opt-in, hulle download hom, hulle moet vir my sê wat se boer is hy. Geen boer, vrugteboer so, ons segmenteer hom, en ons bou daai list op, ek dink ek sê net hy's so 800 sterk vir sy eerste list. As ons nou enigiets uitstuur, 75% open rate. Maar ek dink die belangrike ding is die e-mail is reg en die content is reg. En fit. Die wat ons noem die segmentation, die segmentasie, want dat ek nie vir die vegetariër die mistake doen nie, né? Ja, baie belangrik. So dis, en ek dink dis weer eens net terug te kom na tegnologie en die sagte ware wat dit jou toelaat om te doen, is om te sê, ek het nie net 'n lys van 10.000 mense nie. In hierdie 10.000 weet ek, en dit hang daarvan weer eens wat jou produk is, jou besigheid, dan het jy 'n indikasie van waar pas hierdie persoon in en waar is hy, en in hierdie lys, wie is daar klaar kliënt, wie is nie, en ek dink dis waar die belangrike kom, dit gaan nie net oor hoe groot jou lys nie, dit gaan oor die segmentasie, met wie moet ek kommunikeer oor wat, 'n huidige kliënt gaan jy nie sê, hoor jy koop my water, of nee, water is 'n kommoditeitsproduk, maar jy gaan nie jou produk aan 'n huidige kliënt weer bemark nie, vir hom gaan jy die addisionele komponent wat jy aan daai produk aansit, of die seep saam met hierdie produk, die komplementêre ding. So daar's 'n ander manier hoe jy met die huidige kliënt kommunikeer versus die persoon wat nog niks van jou produk weet nie. En dis waar die segmentasie inkom. So klein bietjie terug op die oopmaak van die e-mails. Ek dink ook 'n ding, as ek nou Hannes weer as 'n voorbeeld kan gebruik, sy e-mails kom weekliks of 2 keer 'n week in my inbox in, en dan partykeer is mens besig met ander goeie. So ek weet ek wil nie nou 'n kursus doen nie. Sodra ek Hannes se e-mail sien, dan delete ek hom. Ek maak hom nie oop nie. Maar dan kom mens op 'n stadium wat jy eendag weer sy e-mail sien, en dan dink jy, ek het nou actually 'n kursus in besigheid sal actually nou nie 'n slegte ding wees nie. Kom ons kyk bietjie wat sê oom Hannes vir ons vandag. So dan maak jy hom oop. So dan sê my jy het 1000 e-mail lys en net 30% maak oop. So dan het 300 mense jou e-mail oopgemaak, maar dis 300 mense wat dan op daai tyd actually wil sien wat jy sê, en hulle weet waaroor dit gaan, en dit is amper 'n willing buyer waarmee jy sit. So 30% is nog steeds dan goed, as 300 potensiële kopers of kliënte wat reg is vir jou produk, dit oopmaak. I engage, maar onthou jy net om vinnig nou nie pedantic te raak nie, maar onthou nou het jy, ons het click-through rate en dan het jy click-to-open rate. Nou interessant genoeg, ek het click-to-open rate 8 maande gelede ontdek. Ek moet bieg, ek steek my hand op, want niemand het dit vir my gesê nie, ek het dit, en
So click-through rate is, so dis een ding om oop te maak. Die volgende ding is 'n klik, is om te sien waar klik hulle. En dis hoekom jy nie nooit ek het nou onlangs ook met 'n kliënt, klink of jy hele van vrouens praat, maar hierdie was nou ook weer 'n vrou van, ons wil 'n attachment hê. Ek sê nee, nooit nie. Kan nie 'n attachment opsit nie. Nommer 1, hy gaan hom in die spam folder gooi. Nommer 2 is ons weet nie of hy hom oopmaak nie. Ons sit 'n link, klik op die link, dis is daai lees verder. Wil gesien van die daar's 'n rede hoekom hy sê lees verder, want hulle wil sien of jy verder of jy moet klik dan weet ons jy die artikel verby halfpad gelees. So dis daai clickability, waar klik hulle om dit te kan meet? Dis 'n ander storie. Baie ouens gaan nie noodwendig klik nie. Dis hoekom jou click-through rate, maar jou click-to-open rate is die oopmaak gedeel deur die kliks of andersom. Plus minus. Ek kan nie my wiskunde nou doen nie. Maar jy gebruik daai twee is die 30%, die 300 en jy deel dit deur die kliks of andersom. Anyway. Die wat Maar dit gee jou indikasie van die kwaliteit van die inhoud van jou e-pos. Dis powerful. Ja, dit is verdere aandag. Dis nog verder aandag om te sien uit die oopmaak. Aksie ontlok. Ja, uit die oopmaak wat het daarna gebeur. En dis waar jy die goud begin. En dan veral as jy ontgin. Jy het nou jou data, so jy kry dit as terugvoer en jy kan dan meet en vergelyk met ander efforts, wat is die beste manier om dit te doen. Maar is dit nie ook so dat jy kan sien wie het die mail geforward aan ander mense? Want as daar, sê nou maar, jy sien nou, my mail is uit die bondel uit, het Maresin, is daai ding 5 keer geklik, of 8 keer, dan beteken dit waarskynlik of ek het teruggegaan, en dit weer oopgemaak, of ek het dit vir 5 of 8 ander mense gestuur, en hulle het dit oopgemaak, maar jy kan sien dat hulle dit van my, die mail wat ek gevoer het oopgemaak, want daar's iets uniek aan daai link, nee. Daar is daai tipe van ja, maar dis nou weer dis Formule 1, dit is nou weer en kom ons praat vandag oor e-mail sagteware. So almal weet, meeste weet van Mailchimp. Ek sê is goed, maar dis weer eens is 'n ding wat hy's goed, maar dis nou weer hy daai freemium, is nou die one man band en so aan. Want daar's nog steeds jy moet daai ding ry nie op sy eie rond nie. Hy moet deel van 'n strategie en geïntegreer word. So dit is nie sommer maar net nie. Infusionsoft was maar amper meer CRM. Dis best in class toe ons ook met die podcast almal. Ek het met Infusionsoft begin R4.500 per maand. Ek het nie 'n donderse klou gehad om die ding te werk nie. Maar dis die ding, dis die krag van daai sagteware. Hy is so goed, maar ook so sleg. Want jy kan nie die gemiddelde ou en hy sal sulke goed kan meet, maar o hemel, jy moet dit opstel. Dis 'n Formule 1 kar. Jy klim ons almal kan karre ry. Maar ons kan nie 'n Formule 1 kar ry nie. Ja, so ek dink net daar as ons praat oor sagteware, daar's tipies soos 'n Mailchimp en so waarmee jy begin. En ek dink met enige strategie begin het, nê? Maar moenie as jy nog nie go-karts ry, as jy nou net vir as jy net 'n Corolla rondry, moenie in die formule-kar net dadelik inklim. Daar is 'n progressie wat moet aangaan. En partykeer is die antwoord as jy gaan nou nommer 7 media pand hierso. As jy nie weet hoe om te ry nie, kry iemand met vir jou te ry. Baie dankie Dewald. Wag, het ek net sit daai. So ek wil nou klaar maak. Ek net check ons tyd hardloop uit. So en ek wil Infusionsoft is ook dit grens meer aan 'n CRM-stelsel. Met ander woorde waar jy al die kliënt se data kan capture, jy het opvolg, reminders en uit dit kan jy e-pos stuur. So dis next level. Daar's Active Campaign wat bietjie goedkoper is, maar ons nog steeds Active Campaign ook. Ons het dit in Engeland gebruik. Ek het weer eens is nie 'n ding nie. Dit is 'n formule F2. Wat is die subdivisie nie? Dis 'n F2 kar. Jy is nog steeds nie 'n normale padkar nie. Wat ons teruggekom het na wat ons nou gebruik is ConvertKit. ConvertKit is suiwer e-mail marketing gefokus en ek het full circle teruggekom na ConvertKit toe na 2 jaar, want ek het gevind is die koste-effektiefste en hy's eenvoudig hy doen wat hy moet doen. En ek sal dit aanbeveel. Maar nou wil ek pan dit as prins. Ons het nou met die Shared Services Company, so ons sal op 'n stadium so Shared Services, ons is besig om die fondasies te bou, maar daar gaan 'n diens wees waar ons het nou sagteware wat ons besig is om te implementeer, waar jy vir R800 'n maand e-mail maak. En onthou weer eens, daar is koste, onthou om 1 e-mail uit te stuur, is nie selfs om 20,000 e-mails uit te stuur nie. ConvertKit nail my. Jy weet, elke 5,000 e-mails wat jy uitstuur, word dit baie duur, maar wat die oplossing wat ons hier gaan bied is, ons wil kyk dat jy nie meer as R1,500 'n maand betaal vir e-mail marketing, al stuur jy 20,000 e-mails uit nie. Maar dan vir die groter maatskappye, ek meen ietsie so Salesforce byvoorbeeld, dis die actual Formule 1. Dit is regtig die hoogste vlak wat jy dit
in jou totale besigheidsproses inkoppel. Dis 'n absoluut geïntegreerde ding en ek dink dit is ook waar mense die perspektief kry van nie net proses nie, maar stelsel. As ons sê stelsel, ons praat van ekosisteem, né? Want dis nou waar jy nou, weet ons gaan aan 'n hele ander avenue, jy het nou CRM plus bemarking plus nog ander goeders en dan hoe pas alles saam in hierdie strategie en jy het meetbaarheid across the board. Maar die meeste klein ouens wat begin, jy het nie toegang tot daai dis bietjie dis te ver, te groot. Ja, dis 'n miljard rand maatskappy. Ja, As jy Salesforce praat, jy nie, ek wil sê noord van 500 miljoen 'n jaar doen nie, is nie moeite werd nie. Maar moenie dat dit jou discourage, daar's klomp ander solutions en goeders in plek, begin het en bou jou strategie en ek wil sê as jy begin met daai, jy kan by die 500 miljoen uitkom wat jy dan eventually gaan moet nie wat jy kan sê ek nou is ek reg vir 'n Salesforce of van hierdie groter sagte ware. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief vir 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Soek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.